Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In Habakuk 3 vers 2 bid Habakuk: Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe, in die midde van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word. In toren, dink aan ontferming. Daar is iets kragtigs aan die eenvoud van Habakuk se gebed. Hy preek nie 'n preek nie. Hy probeer nie om homself te verduidelik nie. Hy sê eenvoudig net wat in sy hart is. Here, roep u werk in die lewe. In hierdie oomblik van onsekerheid hardloop Habakuk nie van God af weg nie. Nee, hy hardloop na hom toe. En hy doen dit in 'n kort gebed, gevul met eerbied, eerlikheid en geloof. Soms kry ons die idee dat gebede lank moet wees om effektief te wees. Maar wanneer 'n mens na die woord kyk, sien 'n mens dit is nie altyd die geval nie. Daar is baie kort gebede wat in geloof gebid was, wat groot resultate gelewer het. Jesus self het vir ons die Onse Vader gegee, 'n gebed wat minder as 'n halwe minuut vat om te bid. 76 woorde, dis al. En tog dek dit die wil van God, voorsiening, vergifnis, beskerming en daaglikse afhanklikheid. Dink daaraan. Uit alles wat Jesus vir ons kon gee, het hy vir ons 'n kort gebed gegee as 'n model van hoe om te bid. En die skrif is vol voorbeelde. Elia het 'n gebed van 57 woorde gebid en 4 het uit die hemel geval. Herlewing het na Israel gekom en 'n hongersnood is na 3,5 jaar verbreek. Hiskia het 28 woorde in Jesaja 38 gebid en God het 15 jaar by sy lewe gevoeg. Dit is hoekom die Bybel sê, bid sonder ophou. Dit beteken nie dat jy die hele dag op jou knie moet wees nie, maar dit beteken dat jy gereeld met God in 'n gesprek moet wees. As dit die moeite werd is om jou oor te bekommer, is dit die moeite werd om oor te bid ook. Bid vir jou kinders, bid vir jou behoeftes, bid vir jou gesondheid. Soos Habakuk, laat jou gebed eenvoudig en opreg wees. Soms is 'n kort opregte gebed in geloof al wat nodig is vir 'n groot wonderwerk in jou lewe. Here, dankie dat ek nie na U hoef te kom met perfekte woorde nie, maar net met 'n oop hart. U ken my vrese en my behoeftes nog voordat ek begin praat. Leer my om eenvoudig te bid met 'n opregte hart. In Jesus naam, amen.